Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons is besig met Matteus 6. Ons is by vers 12. En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Romeine 13 vers 8 kom dadelik tevore. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. So kom ek lees nou weer die bogenoemde skrifgie en ek vertaal hom nou so bietjie anders. Vergeef ons dat ons liefdeloos opgetree het, soos ook ons ook die vergewe wat liefdeloos teenoor ons opgetree het. Dit maak die prentjie so bietjie anders, is dit nie? Kom ons gaan kyk wat is die mate van vergifnis. Matteus 18 vers 21 vertel vir ons dat Petrus by Jesus gekom het en vir hom gesê het, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Hierdie is nie 'n som wat ons moet maak en by 'n antwoord uitkom nie. Hierdie is 'n spieël wat die skrif vir ons voorhou. Ons moet ons harte ondersoek, want as daar bitterheid, onvergewensgesindheid, haat, wraak, al daai ou lelike dinge in ons harte is, bring ons eintlik oor 'n oordeel oor onsself. Luister weer na hierdie sinnetjie. Vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree het. Die pad van waarheid en lewe sê, vergewe ons dit wat ons verkeerd gedoen het, soos ons ook hulle vergewe wat teenoor ons verkeerd gedoen het. Hoor jy die woordjie soos? Dit begin by my en jou. Vergeef ons, soos ons skuldenaars vergewe. My boetie, my sussie, het jy al daaraan gedink dat God, as hy moet vergewe met die mate waarmee jy vergewe, het ek en jy dalk moeilikheid. Want ons kan partykeer so moeilik verby hierdie ding kom dat ons moet vergewe. Die woord sê ons moet nie net hoor nie, maar ook dit doen. Dit wat die woord vir ons sê. As ons onvergewensgesindheid het teenoor ander, kan hy ons nie vergewe nie. Dit staan in Matteus 6:25. As ons oordeel, sal ons geoordeel word. As ons hard en ongevoelig en wreed is, sal ons die lewe ook so beleef. Jakobus 2 vers 13 sê, die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Mercy triumphs over judgment, sê die Engels. Het voel altyd vir my, dit is 'n weegskaal. Die genade, die mercy, weeg swaarder as die oordeel. Die koninkryksbeginsel van saai en maai is duidelik reg deur Yeshua se teachings. Soos jy vergewe, sal jy vergewe word. As jy genade bewys, sal jy genade ontvang. Lukas 6 vers 37 en 38 sê, moenie oordeel nie en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Gee en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestamp, geskit en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. My boetie, my sussie, ons roem op die vergifnis wat ons by ons koning Jesus kry. Hy verwag van ons om getrou te wees, om ook genade te bewys, om vergifnis te toon, vryspraak te toon, teenoor ouens wat liefdeloos teenoor ons opgetree het. Mag ons niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om hulle lief te hê. Mag jy vandag sy liefde en sy vergifnis beleef in oormaat, propvol, ingestamp, geskit, 'n goeie maat, want dit is waarmee hy jou wil seën. Aba Vader, dankie dat U ons kom leer om te vergewe. Nie 'n som te maak en by 'n antwoord te kom nie, maar te vergewe met die mate wat U ons vergewe.
Ons loof U vir U liefde. Amen.